En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion En ek is Karen. en wat 'n lekker Woensdag en 'n heerlike dag om met julle te gesels. So wat ons laasweek gepraat het oor die ware liefde, die Valentynsdag, die lekkerte wat almal deurgegaan het oor hoe om jou vernoot, jou partner, jou geliefde 'n bietjie te treat en jouself te geniet in die dag van liefde. Maar so op daai noot ook van ware liefde. Dit was baie lekker. Het ons ook weer 'n ander topic vandag om met julle te gesels oor. Karen, ek dink gooi vir ons wat die onderwerp is vandag waaroor ons gaan praat. Eintlik dis ook baie keer Die turnside, dis die 180 ja, turn. dis ook baie keer 'n onderwerp wat ongelukkig in huishoudings voorkom, maar dis nou die teenoorgestelde van wat ons gister gevier het. En dit is ten opsigte van tuistering, Ja, harassment wat meeste mense weet wat dit beteken. En vandag het ons 'n spesiale gas in die studio. 'n kenner in die Ja, absolute kenner. Hy het as 'n landdros gesit en oor hierdie onderwerpe baie mee te doen gehad. bevele deurgegee. En hy is ook 'n prokureur. Ja, so wat ons 2-3 Woensdae terug het ons gepraat met Frank Stanley ook, advokaat Frank Stanley. Nou vandag se onderwerp gaan vandag nie lekker nie, maar dit gaan baie goed wees in 'n kenner in die veld van waaroor ons vandag weer praat en ons het vir prokureur Carlos Vryd. Vryd Ja, by be ons in afraid. die Be ateljee. very Ja, sy. afraid. Ja, nou, hy's 'n baie statige man wat ken van, ek dink nie jy wil moeilikheid soek met hom nie. So Nee, ek ja. hier so sit, jy wil nie weet nie. Hy's 'n fantastiese mens. Your Maar energy introduces Net you so. before you've said a word. Net Ja, so. niemand Julle- gaan hom boelie nie. Julle weet daai geval van as jy iemand sien en daai persoon het altyd daai frons expression op sy gesig. Daai Hy's kwaai, hy's ernstig. authoritative wat frequency, energy wat hy Dis hy. uitgee. Daai hele aspek van 'n persoon wat jy kry is daai van jy weet sommer jy wil nie moeilikheid met hom soek nie. Ja. Wel, Carlos is die teenoorgestelde van daai. Hy's 'n fantastiese mens. Hy het nie die frons op sy gesig nie, Ja. maar hy is 'n ex-landros so. En mense wil daai nog steeds nie energy is moeilikheid nog soek met steeds hom daar nie, van die authority. Maar daai strengheid en daai steun, daar's 'n mooi description. Hy het nou nie daai nie. Hy's 'n baie nice persoon. Ons het hom nou al goed leer ken. Ek dink ons moet net op 'n musiekbreek ingaan. En dan wanneer ons terugkom, gaan ons met Carlos gesels en lekker in diepte met hierdie onderwerp en vaar. Soos wat Karen ook altyd sê, kry jou pen en papier reg want hier Ja. is goeie inligting. Baie goeie inligting. Ons met julle gaan deel. So bly ingeskakel hier by ons op Aksie met Reaksie, net hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Ons is nou weer terug hier by julle. Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. En welkom terug is by ons op Aksie met Reaksie waar ons net lekker klank, lekker treffers, lekker musiek vir julle gespeel het. Dis net die begin van die lekkerte. Maar so in die lekkerte van musiek ook, het ons nou gesê daarby, ons gaan gesels meer in diepte oor 'n saak wat baie mense naby in die hart lê en veral vandag se Nie lewe. regtig na in die hart nie, Ook maar nie wat na- belangrik is vir Na mense in om die van te brein, weet. stel dit so. vir iets wat jy kennis kan dra wat dalk as jy nou in die omstandighede is wat jou kan help of in die toekoms ook kan help of in Ja. die verlede wat jy kan gesê het, so dit is presies hoe dit gaan werk. So, Carlos, ons verwelkom ons gas hier in die ateljee. Carlos Vryd. Nou ek dink net gou, ek moet 'n introduction speel voor hy homself voorstel. See the money won't stay for your meal. Get another piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. Everybody wanna see what it's like. Baby wanna be a queen. Well, Hallo Carlos, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie met julle. Baie goed. goed, dankie. Dis lekker om jou by ons in die ateljee te hê vandag en ek Ja, weet uiteindelik. so te kan gesels. Dis regtig. Wat 'n voorreg. Dis baie lekker om so brein te kan piek heeltyd. Nou ek dink Carlos, jy het net 'n lekker introduction gehad. Ek dink jy moet op vir ons gooi. Wel, ek spot altyd as prokureur is een van die phrases wat ek gebruik. I specialize in the impossible, miracles just take a bit longer. Ja, dis goed. Ek is baie bly om daai te hoor. Ja, baie dankie dat ek hier saam met julle kan wees.
Dit is 'n groot voorreg vir my. Ag, baie dankie dat jy jou tyd uitgeneem het om saam met ons te wees. Nou goed, ons gaan begin met die allerbelangrike vrae. En ons wil by jou hoor, Carlos, wat is die wetlike definisie van tuistering volgens Suid-Afrikaanse reg? Volgens die wet waarmee ons te doen het, wat nou wet 17 is van 2011, word tuistering gedefinieer as die regstreekse of onregstreekse meedoen aan gedrag wat die respondent weet of behoort te weet, een leed veroorsaak of 'n redelike oortuiging wek dat leed aan die klaar of 'n verwante persoon veroorsaak kan word deur die onredelike, en dan begin hy met agtervolging, dophou, najaging of lastigvalliging van die klaar of 'n verwante persoon of rondslenter buite of naby die gebou of plek waar die klaar of verwante persoon woon, werk, besigheid dryf, studeer of hom of haar vind. Met ander woorde breedvoerig, dis daai tipe gedrag wat nou daai persoon sal laat dink dat hy of sy dalk in gevaar is, dat iets erger as dit kan gebeur. Dat dit nie net daar gaan stilhou by die agtervolging en die dophou en die najaging, maar dat iets anders ook dalk kan gebeur, wat dan kan lei tot iets baie meer ernstig as wat daai is. Okay, dit is baie interessant. En daar's natuurlik skade ten opsigte van media ook, nie? Ja. Dit is so. Die definisie gaan verder. Daar is goed soos meedoen aan verbale, elektroniese of enige ander kommunikasie wat op die klaar of 'n verwante persoon gemik is, op enige wyse ongeag of 'n gesprek daaruit voortvloei of nie, en dan ook die stuur, aflewering of reël van aflewering van briewe, telegramme, pakkette, faksimiles, elektroniese pos of ander voorwerpe aan die klaar of verwante persoon of te laat weet waar dit gevind kan word, deurgegee kan word, aan of tot die aandag van die klaar of verwante persoon gebring kan word. Met ander woorde, as jy nou pakkies en goedjies stuur na daai persoon se werk of huis toe en daai persoon het al vir jou gesê, wel, ek soek nie daai tipe goed nie, jy weet, asseblief los my net uit en jy gaan aan daarmee. Ja. Dit val dan ook Tuistering. onder die definisie van tuistering. Yes. Okay, ek wil nou spesifiek vir jou vra ten opsigte van sosiale media tuistering. Wat is die definisie van sosiale media tuistering? Ek wil graag daai definisie hoor en dan wil ek ook vra ten opsigte van as daar stellings gemaak word op sosiale media. Sal tuistering sê, as jy nou iets feitelik stel, daar's feite en daar is al reeds byvoorbeeld artikels ten opsigte van hierdie en daar's al reeds televisieprogramme ensovoort as gevolg van wat jy nou sê op sosiale media, word dit as tuistering aanskou, ja. En as daar byvoorbeeld 'n groepe gestig is wat mense probeer beskerm teen wat ook al dan daar gebeur het, om mense te waarsku sodat hulle nie weer aan daai tipe goed deelneem nie, en jy is 'n admin op die groep en jy laat nou hierdie post toe sodat mense kan sê wat hulle ervarings daar was, word dit as tuistering gesien? Of is daar 'n fyn lyn? En as daar is, wat is dit? As ons kyk na die definisie, meedoen aan verbale, elektroniese of enige ander kommunikasie wat op die klaar of 'n verwante persoon gemik is. So met ander woorde, hoe ek die definisie verstaan is, die persoon wat aansoek doen, met ander woorde die applikant, sal eers verby daai moet kom, dat hierdie is spesifiek gemik op daai persoon of persone. En hoe ek sosiale media verstaan as iets gepost word op 'n page,
Dit gaan vir daai applikant moeilik wees om te bewys dat dit spesifiek op hom of haar gemik is en nie net daar gepost is met die doel om mense in te lig. Okay. So met ander woorde, en mense moet ook onthou dat deel van die definisie is dat jy leed veroorsaak of 'n redelike oortuiging wek dat leed aan die klaar of 'n verwante persoon veroorsaak kan word. So met ander woorde, die applikant sal half moet bewys dat daai persoon het daai nodige opset gehad toe hy of sy daai gepost het. Dat dit was eintlik die doel. Hy wou leed veroorsaak het. Okay. Maar as dit nou as die persoon as daai mense se name nou genoem word. En dit is die waarheid. Hierdie mense het dit so ervaar. Die mense wat nou die post maak het ervaar dat daai mense dit gedoen het aan hulle, want onthou hulle post oor hulle persoonlike ervarings wat hulle deur is. Ek gaan nou sommer klip in die bos gooi. Byvoorbeeld waarin ons betrokke is pageantry. So ek het 'n groep wat pageantry and modeling irregularities is. Ek vra nou hierdie vraag want ek wil nie oor die lyn stap of te trap met hierdie goed nie. En ek is die admin, ek en Dion is admins daarop. So as mense nou, baie mense maak anonymous post, ons kan sien as admins wie die anonymous persoon is, maar die ander mense kan nou obviously nie. Hulle maak baie keer anonymous post omdat hulle bang is dat mense gaan retaliate en vir hulle dreig en al sulke tipe van dingetjies. En hulle gaan op 'n wrong standing in die pageantry community kom, so hulle maak anonymous post, maar dan is daar baie mense wat comments maak, meeste mense eintlik onder hulle eie naam om te sê, ons het byvoorbeeld, want daai groep is daar, om te verhoed, jy sal sien die intro sê, dit is nie 'n page om vendettas, persoonlike vendettas of mense sleg te sê of enigiets nie. As jy 'n probleem het, dan praat jy met daai mense self, maar dit is 'n page om ander mense te waarsku van, vertel ons van jou ervarings, goed of sleg, sodat mense kan weet, want dis 'n dierindustrie man, dis baie duur om aan hierdie goeders deel te neem, en ons het ongelukkig al so baie goed gehoor van mense wat vir maande lank in terapie moet wees, vir mense wat bankrot verklaar is as gevolg van sekere goed wat in die industrie gebeur het, van mense wat die land moes verlaat as gevolg van, dit is verskriklike goed, jy kan jouself nie eens indink nie. So die groep is gestig om mense te net in te lig oor wat aangaan en dat jy 'n ingeligte besluit kan neem dan om te weet, daai pageants of daai kompetisies of daai modelshows of wat ook al, dis wat daar gebeur, sodat jy dan 'n ingeligte besluit kan neem of jy daaraan gaan deelneem of nie. Jy kan 'n perd water toe vat, kan hom nie maak drink nie. So jy kan die mense waarsku, dis hulle besluit of hulle wil. So wat dan daar gebeur, wat ons ook op 'n stadium gedoen het, was om polls op te stel, om te sê, sê vir ons, hierdie mense, ons het nou byvoorbeeld hierdie kompetisies en hierdie pageants, het ons nou al baie van gehoor, so sê vir ons wat julle ervaar het met hierdie kompetisies. Jy hoor nice, sleg of reg. Ja, sê vir ons, gee komplimente of sê wat julle daar ervaar. En ek wil eintlik weet of daai reg is. Kan ons dit doen? Kan die mense hulle sê, en as die mense dan sê wat met hulle gebeur het, is dit dan, gaan hulle dan gedagvaar kan word as dit die waarheid is wat hulle gesê het? Of hoe werk dit? Well, as ek jou reg verstaan, die idee agter die groepie is om mense in te lig, Ja. wat dan in die openbare belang is. Ja. Met ander woorde, as julle kan bewys dat die hele doel is om mense in te lig en om niemand, soos volgens die definisie, leed te veroorsaak. Dat dit is maar net om mense te waarsku, Ja. dat hulle nie in daai selfe struik trap nie. Dan in my opinie is dit nie 'n oortreding van die definisie en dan ook van die bepalings van die die tuisteringswet nie. Ja. Okay, maar daai mense wat dan 'n negatiewe
sê maar review gekry het, hulle sal dit dalk sien as dan tuistering. En hulle sal dit dalk sien as jy target hulle nou. Maar ek het al vir die mense gesê op die groep, het ek sommer 'n groot post gemaak om te sê dat as jy jouself frequently hier sien, jou naam frequently sien, dan moet jy gaan introspeksie neem daaroor, want dan is daar 'n probleem by jou wat jy moet uitsorteer ergens. Die idee is nie, soos ek gesê het, om mense sleg te maak nie, maar wanneer die mense post maak hieroor, dan is dit regtig, want die industrie is baie fikkel. En as mense sekere goedjies sê, dan word hulle vinnig geostracized en dan wil mense nie hê hulle moet weer aan die pageants en so aan deelneem nie, reg? So as hulle iets sê, dan het hulle regtig ekstreem goeders ervaar en dit vat regtig baie guts om iets te sê oor die onderwerp. So dis wat ek nou wil hoor. Die mense wat dan heeltyd aangespreek word, sal dan dalk sê, julle tuister ons. Wel, onthou, wat ook baie belangrik is om te gaan kyk na die hele doel agter die wet. En dit kry ons in die omskrywing, wat lees as volg, om slagoffers van tuistering van 'n effektiewe remedie teen sodanige gedrag te voorsien. Nou, dit is baie belangrik om dan die regte slagoffers te identifiseer. Ek hoor jou. En in ons reg het ons 'n algemene tipe reël. Jy kan nie die hof nader as jou hande nie heeltemal skoon is. Ja, ek kry sommer hoendervleis, dit het ek nou al 'n paar keer gehoor, ja. So dis baie belangrik om die slagoffer te identifiseer as 'n regte slagoffer en nie 'n wolf in skaap se klere nie. Die voorbeeld wat ons altyd gemaak het in die praktyk, toe hierdie wet uitgekom het, baie mense het gevrees dat dit misbruik kan word. Ja. Byvoorbeeld waar jy 'n werker kry in die werksplek wat net lui is. En dan kry jy sy werknemer wat vir hom die heeltyd moet half aanmoedig om te werk en daai tipe goed. Hy kan baie maklik omdraai en sê maar jy tuister my. Yes. En dit is nie eintlik die bedoeling nie. Dis nie die bedoeling, dis nie die waarheid nie. So dit is baie belangrik om die slagoffer, die regte slagoffer te identifiseer. Dis fantasties dan. En nie slagoffers wat nou maak asof hulle nou slagoffers is, wat nie eintlik slagoffers is nie. Mense moet onthou, hierdie is geskep en ek dink is ook baie belangrik om die onderskeid te tref tussen gesinsgeweld. Yes. Sowel as dan hierdie net jou gewone tuistering. Nou die groot verskil, ons kan op 'n latere stadium oor gesinsgeweld praat. Ja. Maar die groot verskil is dan moet een of ander vorm van verwantskap wees met gesinsgeweld. Man, vrou, boyfriend, girlfriend. Dit gaan baie verder as dit, maar dis oor die algemeen. Of dalk mense wat onder dieselfde dak bly, maar ons het vind in die praktyk, Waldek Landros was en baie van hierdie aansoeke aangehoor het, dat daar so 'n bietjie van 'n leemte was. Daar was gevalle waar daar tuistering was, maar daar was nie verwantskap. In ander woorde, jy kry 'n ex wat nou die nuwe boyfriend of girlfriend tuister. Nou, daar's nie verwantskap tussen hulle. Ons moes daai mense wegwys. Nou, hierdie wet is fantasties en dat daai mense het nou beskerming. Hulle kan ook aangespreek word. Maar natuurlik gaan daar nou mense wees wat hierdie wet wil misbruik vir hulle eie doeleindes. Natuurlik, ek onthou byvoorbeeld van 'n geval toe ek nog Landros was waar 'n man toegesluit was omdat hy hierdie bepalinge van die wet oortree het. Hy het 'n besigheid aan iemand verkoop en die ou moes hom afbetaal. En toe hy opgehou het om af te betaal, toe begin hy hom nou bel en vra waar sy geld en alles, en toe gaan kry hy 'n bevel teen hom.
Sê maar die man tuister my. O, dis nou net wat jy nou net verduidelik het. Presies, hy was nie 'n regte slagoffer Ja, nie. sure. En is baie keer moeilik om jou wolf in skaapsklere Uit te ken. te identifiseer. Yes. Maar is baie belangrik en ek verstaan, ek meen ek was self daar, onthou, ek het hierdie tipe aansoeke hanteer as 'n prokureur, met ander woorde waar ek applikante bygestaan het. Ek het hierdie tipe aansoeke hanteer waar ek respondente bygestaan het om sulke sake te verdedig. En ek het hierdie tipe sake aangehoor self en self hierdie tipe bevele uitgereik. Ja. En as 'n voorsittende beampte moet mens baie versigtig wees met die tipe bevele wat jy uitreik. Wel, nommer 1 om die regte slagoffer te identifiseer. Yes. Sure. En seker te maak dat hierdie persoon nie net daar is om die stelsel te misbruik nie. Ja. En dan om seker te maak dat die bevele wat jy uitreik, bevele is dat jy mooi waaroor jy gedink het, dat dit bevele is wat regverdig is en dan wat ook uitvoerbaar is. Dit help ook nou nie want ongelukkig in die Landdroshof is ons beperk tot die bepalings van die wet. Ja. Ons praat in Engels van ons is creatures of statute en ons is bepaal ons is beperk tot Julle maak nie die wette nie. ons maak nie die wette nie, en dis net wat daarin staan. Ja. As die wet sê ons mag 1 2 3 doen, dan mag ons 1 2 3 doen. Yes. En Julle create nie wette nie. nee, glad nie. Ons is net daar om dit te volg en dan partykeer is dit maar 'n bietjie moeilik want mens kan sien daar's 'n bietjie van 'n leemte daarso. Yes. Maar ongelukkig jou hande is vas Die wet is die gemaak wet. agter jou rug en jy kan net die bepalinge volg van die wet, ja. Dis interessant, daar's eintlik nog baie ander dingetjies wat ek jou daaroor wil Ek vra. dink ons Jy het weet. nog subjects intrek en Yes. nog oor topics gesels. Maar sien laat ons nou nog op hierdie is, wil ek net hê ons moet gou eers op 'n musiekbreek gaan. Ons is nou weer terug hier op die hele En dan kry jou pen en papier. as jy nog reg het nie, of gemaak slank jou koppie tee. Ja. Ons is nou weer terug hier by julle op Aksie met Reaksie. Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. En welkom terug is by ons op Aksie met Reaksie, waar ons 'n lekker musiek en treffers geluister het. En so op die ernstige noot praat ons nou nog oor harassment sake en Karen, jy en Carlos vaar lekker diep in hierdie gesprekke. Ja, ons tyd het gaan te kort wees, ek sien dit nie. Dis nog baie vrae. Okay, Carlos, ek wil gou hoor. Wat is die proses om aansoek te doen vir 'n tuisteringsbevel? Die persoon wat aansoek doen, noem ons die klaar of applikant. Hy of sy nader die hof. Dis gewoonlik by jou naaste Landdroshof, spesifiek in die familiereg afdeling, family law. En dan nader die persoon, gewoonlik sal een van die klerke die persoon bystaan. Die prosedure wissel al van kantoor tot kantoor. Van die kantore waarna ek gewerk het, gee hulle die dokumente vir die persone om self in te vul. Van die kantore. Daar is 'n probleem. Ek neem aan dit kan 'n probleem wees want van die mense weet nie presies waar om wat in te vul nie. Presies, ja. Daar's van die ander kantore waar die klerke dan die persoon half met hulle onderhoud voer, so half 'n interview of hulle vra en dan neerskryf. Dis natuurlik ideaal daai, nie? Dit is nogals die enigste probleem daar's van die gevalle waar die mense dan omdraai en sê nee, dis nie wat ek gesê het nie. En sulke goedjies. So ja, daar's nie 50-50. dis nie 'n perfekte stelsel nie. Daar's ook niks verhoed die applikant om dan na prokureur toe te gaan. Okay. En dan na die prokureur die aansoek namens hom dan hanteer hom of haar. Dis seker die veiligste. Heel waarskynlik, maar dit kos geld. Nie almal het daai tipe fondse nie, maar ten minste dan as die prokureur die beëdigverklaring opstel en die persoon teken daarby onder eed, is mens redelik gemaklik
met die feit dat Al die details wat daar moet al die wees is details daar. daar en dat dit wat hulle daar nou bygeteken het die waarheid is, Okay. of dat hulle gemaklik is met dit wat daar gesê is. Legal aid stel ook natuurlik daar nie. Nie eintlik legal aid volgens my kennis Werk nie met dit. hulle help net mense, lyk my hulle beleid, as ek dit reg verstaan, is hulle kan mense bystaan in 'n aansoek, maar wanneer daai aansoek verdedig is, met ander woorde, as jy die respondent is en jy gaan soontoe, en jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dan kan jy aansoek doen en dan ook as 'n applikant wanneer dit verdedig is. Met ander woorde, hulle regsop kan jou nie bystaan met die aansoeksproses nie. O, okay. So jy Eers het op jou eie later, daar. eers later as daar nou Verdediging as dit is. verhoor moet word, met ander Okay. woorde, as daar die aansoek is, ons praat van 'n hearing, as So daar jy die kan dit hearing dan is, verander om dan dan het jy die reg op daai stadium van die hearing. Okay. Daar's 3 moontlike opsies. Nommer 1, jou eie prokureur wat jy voor instruksies gee en betaal. Ja. Jy kan regshulp aansoek doen, Legal aid, ja. legal aid, en dan ook jou eie verdediging behartig. Okay. Watter tipe bewyse moet iemand voorlê om 'n tuisteringsbevel te kan kry? Kyk, dit hang net af van saak tot saak. Gewoonlik, as daar dokumentêre bewyse is, ons praat van screenshots en daai tipe goed, om jou saak net te versterk. Dit kan mens saamvat. Partykeer, mense moet ook onthou dat die wet maak voorsiening vir gevalle waar die persoon wat die tuistering doen nie geïdentifiseer kan word nie, en die hof kan dan daai klaar bystaan om daai persoon te identifiseer. Okay. Met ander woorde, as ek nou boodskappe kry en jy ek weet weet nie nie van waar waar dit vandaan kom kom nie. nie, Okay. dan neem ek nou screenshots of ek vat daai inligting, gee dit vir die hof en die hof kan dan 'n bevel uitreik aan die Suid-Afrikaanse polisie en jou Service network provider. provider, network service providers, om dan ondersoek in te stel om daai persoon te identifiseer. Okay. So daar is ook inligting wat mens kan saamvat as jy daai inligting tot jou beskikking het. En beëdigde verklaringe van mense wat dalk gewitness het? of wat? Daai kan jy ook, ja. Okay. Jou enigste probleem is, mense moet onthou, beëdigverklaringe moet deur 'n kommissaris van ede Beëdig word. wees. Maar wat die voordeel wat hierdie wet het is dat mense kan gaan getuig op die dag van die hearing sonder om verklaringe af te lê. O, okay. Dit is nie heeltemal wat nie, die hof kan las Okay. dat daai getuies dan gedagvaar word ensovoorts, en is nie nodig vir om verklaringe af te lê. Dit is ja. baie interessant. Ja. Dis baie interessant. Nou wat gebeur as iemand byvoorbeeld 'n tuisteringsbevel oortree? Wel, die eerste ding wat gebeur, mens moet teruggaan na die uitreiking van die bevel, en dan sodra die bevel uitgereik is daar dan 'n lasbrief wat terselfdertyd uitgereik word, maar wat dan opgeskort is totdat die voorwaardes van daai bevel oortree word. Okay. So met ander woorde, daar's 'n bevel, en dan op die bevel sal daar staan wat se spesifieke voorwaardes daar gestel word, wat se optrede word verhoed. Met ander woorde, wat kan die applikant nie doen nie in terme van die tuistering, is dit direkte, ondirekte, is dit kommunikasie ensovoorts. En dan sodra daai respondent die bepalings en voorwaardes betree van die verbreek van daai bevel, die proses is die applikant gaan na die naaste polisiestasie toe en lê dan 'n klag, en Het hulle sê dan vir bewyse die nodig polisie, van daai klag?
As hulle het, maar partykeer is dit maar net verbale gevloekery en daai tipe goed. So as daar nou nie bewyse is nie, ongelukkig is daar nou nie bewyse nie, dan is dit geval van hy sê, sy sê. En dan, hoe bewys mens dan dat hulle wel die bevel oortree het? Daai sal dan in die hof getoets moet word, maar die prosedure dan vir wat gebeur dan daarna is die polisie arresteer dan jou respondent en ongelukkig dit is in terme van die wet. Polisie mag nie op baie stadium vra van wat gebeur het of nie. Daar's 'n lasbrief vir die inhegtenisneming van daai respondent. En bloot op die beweringe wat gemaak word deur die applikant kan daai respondent gearresteer word. Dis verskriklik eintlik. Dit is nogals. Maar daai inligting of daai weergawe word dan in 'n hof getoets, maar dit verhoed nie daai persoon om dit te doen om gearresteer te word nie. Ja. Okay, nou sê nou maar daardie applikant het dan nou valse inligting gegee net om daardie respondent skade aan te doen en dit word in die hof bevind. Wat gebeur dan? En hoe word dit dan hanteer? Kyk, as twee verskillende opsies. Die eerste een is om daai persoon krimineel, dan word strafregtelik te laat aankla vir mynheid. So wie doen dit? Mynheid, maar dis die die respondent dan? Wel, ja, die respondent wat nou geaffekteer is daardie. So, hy sal 'n nuwe Hy saak of sy sal na die polisiestasie toe moet gaan en dan daar klagte lê van mynheid. Maar hulle is nou gearresteer en hulle is nou in die tronk, of wat gebeur met hulle dan? Wel, wat gebeur is gewoonlik gaan hulle hof toe en die hof sal dan bepaal of hulle verhoor sal bywoon terwyl hulle in hegtenis is of borg kry of dalk op 'n waarskuwing vrygelaat word. Maar dit gebeur eers later. Onthou, die persoon is nou eers gearresteer, hulle gaan hof toe. Die hof stel dan die saak uit vir verdere ondersoek om verklaringe en daai tipe goed te bekom. En dan eers daarna gaan die saak op verhoor, paar maande later. En dan eers as daai persoon nou as die respondent nou na daai agtergekom het dat hierdie persoon het eintlik onder eed gelieg. So met ander woorde, daar's 'n eed by die polisiestasie waar die respondent die bewering maak dat hierdie applikant die bevel oortree. Die applikant maak die bewering, die respondent die bevel oortree en dan sal hy respondent bewyse moet hê waar die applikant dan 'n teenstrydige beëdigverklaring gemaak het of onder eed getuig het. So al twee moet onder eed wees. Dan word die eerste weergawe en die botsende weergawe moet al twee onder eed wees. Dis mynheid. Die ander opsie is dan om sivielregtelik dan te eis vir skadevergoeding as gevolg van die optrede van die applikant wat nou dan daai kom ons sê valse klag gelê het. Okay. As jy nou strafregtelik vir daai persoon aanspreek, wat is dit vir geld of kan hulle dan gearresteer word? Hoe werk dit? Kyk, strafregtelik dit gaan net oor jou skade. Nee, vonnis. Kyk, die verskil tussen siviel en strafregtelik is juis jou in die siviele reg gaan dit net oor die skadevergoeding en jou te vergoed geldelik met of om dan word met geld dit reg te stel wat nou verkeerd was. So dis siviel, nee? Ja. Yes. En dan nou strafregtelik gaan net oor nommer 1 is jy skuldig of onskuldig en as jy skuldig is, wat is jou vonnis? En dan bepaal die hof dan daai vonnis. Dan bepaal die hof die wat vonnis. Wat byvoorbeeld is 'n vonnis vir onder of mynheid? Mynheid, dit is nogals 'n ernstige oortreding. Gewoonlik in my ondervinding kyk mens na 'n boete, opgeskorte vonnis. As hy persoon 'n eerste oortreder is, die algemene beginsel is mens probeer maar jou eerste oortreders uit die tronk uithou. As daai persoon 'n eerste oortreder is, die
moontlikheid dat hulle in die of 'n direkte gevangenis strafvonnis sal kry, is nie baie hoog nie. Daar's gewoonlik word daai mense gevonnis tot boete of tot 'n opgeskorte boete. Daai tipe vonnisse, ja. Dis baie interessant, dis baie interessant. Ja, yes. Ek wil net hierso is, ons het net nog gepraat van watter tipe goedjies ons kan tuisteringsbevele kry voor. En dis byvoorbeeld ongewenste elektroniese kommunikasie, nê? Fisieke agtervolging, soos wat jy gesê het, verbale tuistering, dreigemente, ongewenste geskenke. Daai is baie interessant. Sien dat ons gepraat Met het van Valentine's Day. ongewenste geskenke, ek wil dit nie hê nie. Dit is belangrik dat die mense net seker maak dat die Ja. persoon na wie toe hulle die geskenke stuur, graag dit sal waardeer en dit al verwag. Dis verskriklik interessant. Absoluut. Ek hou baie daarvan. Jy het net nou ietsie genoem, Carlos, wat ons graag wil hê die luisteraars moet die last thought in their minds before we Ja, vir ons move tyd on. heeltemal Ja, uithardloop. vir ons tyd weer verby is, wat hulle moet onthou. Sal jy daai kwotasietjie vir ons deurgee, wat jy net nou gesê het van wat belangrik is ten opsigte van dit? Van Wel, die Om jou Die regte. jou slagoffer, ja, dis die regte egte een. dis altyd belangrik om altyd in gedagte te hou waarvoor is hierdie wetgewing geskep en wie eintlik veronderstel is om beskerm te wees Ja. in terme van die wet. En dis die regte slagoffer. Dis die persoon wat nou vreesbevange is as gevolg van iemand anders se optrede wat half onwenslik is en wat nou in terme van daai definisies of wat vol squeeze in terme van daai definisies. Ja, dis nie noodwendig die een wat die saak begin het nie. Nê? Wat die onskuldige een is nie. Ja, dit Soos jy is, praat van wolf en skaapsklere. Ja, mense kry partykeer applikante wat nie heeltemal ons praat Truthful van bona fide wat heeltemal bona fide is. Ja. 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 Ja, Jessie, so wat, sorry Karen, so wat ons tyd ook ons maar hardloop. Moet ons maar sê, ons gaan definitief weer 'n volgende gesprek voer met ons ex-landros prokureur Carlos